Hallo Suid-Afrika en welkom by nog 'n landbou langtermynvoorspelling. Kom ons begin met goeie nuus en bo-gemiddelde reën is waargeneem die begin van herfs oor groot gedeeltes van Suid-Afrika behalwe die verre noordooste. Dit lyk ook na 'n lekker nat begin aan April vir die binneland en dan ongelukkig is daar 'n hele paar weermodelle wat vir ons sê dit kan moontlik 'n droër winter wees in die weste. So hier is die voorspelling. Soos altyd begin ons met 'n terugflits om te sien hoeveel reën het geval die vorige maand. En dit is duidelik om te sien met die kaart agter my dat dit 'n nat maart was vir Suid-Afrika met bo-gemiddelde reënval wat geval het in die blou skakering oor byna die hele land behalwe daar in dele van Limpopo asook die Laagveld. Ons het ook 'n paar donker kolle wat uitsteek hier in die weste. Nou in gedagte, die maart totale vir die weste is laag want dit is nie 'n reënvalseisoen nie, maar 'n paar afslaagweerstelsels het seker gemaak dat dele van die Weskus en die Weskaap het byna 600% hulle maart totale ontvang. As ons kyk na die afgelope 3 maande van Desember tot Maart het meer reën geval hier in dele van die Weste as gevolg van 'n afslaagweerstelsels. Bo-gemiddelde reënval is waargeneem dele van die Karoo, die Oos-Kaapse kus, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, asook veral die ooste van Noordwes en Gauteng, maar ongelukkig ondergemiddelde reënval is waargeneem in dele van die Noord-Kaap en die Breinskakering, asook die weste van Noordwes en 'n dele van die Vrystaat. Nou as ons kyk na die ENSO voorspelling, is ons steeds besig om na 'n neutrale fase te beweeg in die winter en is nie veel van 'n rolspeler op die reënval en temperatuur oor Suid-Afrika nie. En ons sal weer na die ENSO voorspelling kyk nader aan die somer, want daar is tekens dat ons weer kan terugkeer na 'n La Nina. Ons temperatuurafwykings die volgende 7 dae oor Suid-Afrika wys vir ons hierdie blou kol oor die noorde en die sentrale gebiede wat vir ons sê dat ons ondergemiddelde temperature sal ervaar en dis moontlik 'n teken van wolke of reën. Nou as ons kyk na die seisoenvoorspelling met die temperatuurafwykings is daar nie veel wat ons kan sien oor Suid-Afrika nie. Net daar oor die verre noordooste en dele van Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal gaan dit so 'n bietjie bo-gemiddeld warm wees die volgende 3 maande. Ons reënvalafwykings vir die volgende 7 dae, dit is nou van die 1 tot 7 April, kan ons duidelik hierdie donkerblou kol sien wat opgetel word hier oor ons buurland asook dele van die noorde en die sentrale gebiede. Dit is 'n teken van bo-gemiddelde reënval die volgende week en ek kan al vir jou sê, ons het 'n sterk boligtrog wat stormweer gaan bring vir groot gedeeltes van Suid-Afrika, veral later die week en Vrydag. Nou die tweede week van April, dis die 7de tot 14 April, het ons ook steeds hierdie blou kleur wat kop uitsteek hier oor die sentrale en die weste van Suid-Afrika. Nou nie so donker soos die eerste week nie, maar dit is 'n aanduiding dat ons moontlik nog 'n afsnylaagweerstelsel het wat stormweer en 'n bo-gemiddelde reënval kan bring die tweede week van April vir die sentrale en westelike gedeeltes van Suid-Afrika. Goeie reën kan ook val die derde week van April hier oor dele van die Noord-Kaap, veral die Vrystaat en dele van die Oos-Kaap. Ons hoop hulle kry reën want hulle het dit nog steeds nodig. En dan die laaste week van April het ons nou hierdie bruinkol wat ook kop uitsteek oor die noordooste van Suid-Afrika wat 'n teken is van 'n droër einde aan April maand vir dele van Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Nou kom ons kyk na die seisonale voorspelling vir Suid-Afrika en ons begin deur te kyk na die seisonale voorspelling van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit is nou vir die volgende 3 maande. Ons kyk na April, Mei en Junie en die bruinkleur wys vir ons waar daar moontlik ondergemiddelde reënval gaan val en die groen kleur waar daar moontlik bo-gemiddelde reënval gaan val. Nou die een ding wat ek wil uitwys is hierdie bruinkol wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens se seisonale voorspelling optel in die winterreënvalstreek. So dit dui aan dat dit moontlik ook 'n droë begin aan die winter kan wees. Die Universiteit van Pretoria se seisonale voorspelling wys dieselfde tendens dat dit droër kan wees hier in die oranje kleur oor dele van die Weskaap, maar daar is steeds dele van Suid-Afrika daar in die ooste wat bo-gemiddelde reënval kan kry die volgende 3 maande. Maar ek dink meeste van daardie reën gaan eintlik maar val tydens April maand. Nou kyk ons na die winterseisoen. Dit is nou van Mei maand tot Julie maand vir Suid-Afrika en die tendens is dat dit droër gaan wees of ondergemiddelde reënval gaan val oor ongelukkig die winterreënvalstreek en dit is hulle tyd wanneer hulle reën moet ontvang en die Suid-Afrikaanse Weerdiens se seisoenvoorspelling en 'n hele paar modelle wys dieselfde prentjie dat dit ondergemiddeld gaan wees
die winterreënval tyd hier in die weste van Suid-Afrika. Nou wil ek maar net noem, dit is nie te sê dat hulle geensins koue fronte gaan kry of 'n sterk koue fronte wat swaar reën kan veroorsaak nie, want onthou, deur die winter kan ons steeds sterk fronte swaar reën bring en sneeu, maar die groter prentjie sê vir ons dat die seisoen gaan moontlik ondergemiddeld wees in die weste van Suid-Afrika. Ek wil ook noem dat in die verlede waar die seisonale voorspelling 'n tendens tot droër toestande gehad het vir die weste, was daar steeds sekere gebiede wat gemiddeld tot bo-gemiddelde reën ervaar het as gevolg van sterk koue fronte wat gegly oor die kusgebiede, maar die opvangsgebiede was steeds droër in die winter. Maar ons sal 'n geopdateerde seisonale voorspelling die begin van Mei maand ook vir julle gee. Nou kom ons kyk na hoeveel reën gaan val die volgende week oor Suid-Afrika. En ek het vir julle genoem ons het daai boligtrog wat goeie reëns gaan bring veral vir die sentrale gebiede van Suid-Afrika en ons reënval geakkumuleerde model dui aan meer as 50 mm gaan val tot en met die 7de April hier in die Pinkskakering oor dele van die Noord-Kaap. Groot gedeeltes van Noordwens, ons hoop veral die weste, dele van die Vrystaat, hier in Kolle in die Oos-Kaap, asook die Hoëveld van Mpumalanga en oor Gauteng. En dan sluit ons af met ons nuutste damvlakke en soos verwag loop die Vaaldam steeds oor as gevolg van die goeie reën die einde van die somer, asook die Groot Draaidam en die Greepdam wat byna vol is, maar in die weste is die damme vinnig besig om te sak as gevolg van die droë en warm toestande met die Theewaterskloof-dam wat net so bo 65% vol is tot kapasiteit. Wel, dis jou seisoenvoorspelling vir die maand. Asseblief hou Vox Weather dop vir jou korttermynvoorspelling om te sien waar ons swaar reën kan kry die volgende paar dae. Sien julle weer in Mei maand.